So ek sê vir elkeen wat na die boodskap luister, wat 60 en ouer is, jou werk is nie klaar nie. Kyk om jou rond, baie om te doen. Kyk na Moses. Moses is eers geroep om Israel uit Egipte te lei, nadat hy 80 jaar oud was. Ai. Abraham het eers die vader van menigte nasies geword, nadat hy 75 jaar oud was. Na 75 jaar oud, toe maak hy nog babies. Jy praat van iemand wat aan die gang is. Abraham was alright, na 75 jaar oud. En dan later, wanneer hy 100 jaar oud is, dan hy eers Ismael gemaak, en dan 13 jaar later, dan eers vir Isak. So hy is amper 100 jaar oud, wanneer Isak gebore word. Hy het nie gesit en doodgaan nie. Wat is ouderdom? Ouderdom is veronderstel om net 'n getal. Ouderdom is werklikheid net 'n getal. 60, 70, 80, nee, dit is net 'n getal. En nie veronderstel om u denkwyse so te beïnvloed, dat u net vir die doodsenkel moet sit en wag nie. Ouderdom kan gebruik word, waarin ons steeds Jahwe Almagtig, dis God, se bo-natuurlike roeping in ons eie lewens kan vervul. Elkeen het 'n werk. Ons is geroep om siele gered te kry vir die koninkryk. Ons is nie veronderstel om elke dag te sit en die jare te tel nie. Maar ons is onderstel om die wil van Jahwe Almagtig, dis God, te vervul deur steeds bruikbaar te wees in sy hande. Die antwoord is, lig op die hoof en besef dat Jahwe Almagtig, jou kop, jou hoof, lig dit op en besef dat Jahwe Almagtig God steeds met u en my in hierdie dag 'n bo-natuurlike plan het. Die woord verklaar, ons neig nie na wat agter is nie, maar ons strek na wat voor is. Daar is baie goed wat ons oor kan kla en memoreer, en hoe mense ons onderdeur geloop het, en ons verneek het en besteel het, en in die verlede, en ons sit en teer op die negatiewe goed. Dit gaan jou doodmaak, dit gaan jou oud maak, voor jou tyd. Dis water onder die brug. Jy kan aan dit niks doen nie. As ek vir hierdie glas water gee, en ek sê laat hom val op hierdie teelvloer, wat gebeur? Hy breek in stukke. Kan ek en een aan mekaar sit en die water terugsit? Daar's nie 'n manier nie. So, dis verby. Die goed wat agter ons is verby. Maar die kennis en die lewenskennis wat ons opgedoen het, kan ons gebruik tot eer van die koninkryk van die Vader. Solank as wat ons steeds asem in ons het, beteken dit dat Jahwe Almagtig of God, ten spyte van die pyne en die skete en hierdie lewe wat ons daagliks ervaar, steeds met ons elkeen 'n doel het. Hy het 'n doel, ek wil vir u sê, hy het 'n doel met u vandag. As u glo dat u lewe op 60, 70, 80 en selfs ouer nog nie verby is nie, het u 'n verantwoordelikheid om te verseker dat u Jahwe Almagtig of God se plan met u lewe vandag verder vorentoe sal volbring, want u leef steeds. Kyk, wat kan u doen om beter geaktiveerd te wees. Sy krag en sterkte, mag die krag en sterkte van Jahwe Almagtig, dis God, aan Moses, Abraham en ander verleen het, ook u in hierdie dag vergesel. Want Jahwe Almagtig, God, het steeds 'n plan met u in ons lewens. Net die wete dat u steeds vandag leef, en u ouer as 60 is, besef ons dat dit steeds deel van Jahwe Almagtig se strategie is, om ons in hierdie lewe vir sy hemelse koninkryk te bewaar. Ons is besig met sy hemelse koninkryk.